gee vanmôre myself oor aan U. Niks wil ek sê wat nie deur U kom nie. Niks wil ek maak wat nie uit U is nie, Here. Net U krag, net U wil, net U salwing alleen. In Jesus naam. Prys die Here, kom ons neem ons sitplekke. Baie dankie. Halleluja. Halleluja. Daardie ou koortjie wat ons sing, iemand is hier en ek weet dit is Jesus. Prys die Here. Prys die Here, ons moet nie vanmôre oor twyfel nie. God is in ons midde. En hy is nie vanmôre hier omdat dit net vanmôre byeenkoms is nie, maar hy is vanmôre hier omdat hy met U elkeen 'n afspraak het. Hy is die God van die individu, maar hy is ook die God van die menigte. Hy is die God van hom wat hier voor sit, maar hy is die God van hom wat daar agter sit. Halleluja, prys die Here. U moet my maar verskoon vanmôre. Uit die benoudheid het ek gesê, Here, U wil alleen, ek preek nie voor so baie mense nie. Maar God het vir my gesê, gaan, ek sal met jou wees. En ek dank die Here as U voor staan, hierdie ketel kook, is warm hier vanoggend. En is nie warm wat 'n aircon gaan uitblus nie, maar die Gees van die Here is hier en hy is in beheer. En ons gee vanmôre die leiersels oor aan hom, prys sy heilige naam. Hy is God, loof sy naam. Die vyand het dit reg gekry om die mens stil te maak voor die Here. Jou debietorders het 'n beklemming op jou lofprysing geword. Jou siekte het 'n beklemming op jou lofprysing geword. Jou swakke selfbeeld en jou depressie het gemaak dat jy God nie meer roep en hom nie meer aanbid nie, want die wêreld het vir ons gesê ons moet stil raak. Ek wil jou sê daar is 'n tyd vir stil, dit is so. Maar dan is daar tyd vir 'n oorlogskreet gevul met die Heilige Gees. Dan is daar tyd vir 'n oorwinningskreet wat jy weet die krag van God en Jesus is al wat jou uit hierdie donker gat uit gaan kry. Stil wees is nie altyd die antwoord nie. Ek het vir jou 'n verrassing, as jy dink die hemele gaan stil wees, gaan jy sukkel om aan te pas. Die woord van die Here sê, dag en nag gaan hulle sy naam loof en sy naam prys sonder ophou. Sonder ophou, op die toppe van hulle stemme. In die hemel is daar nie 'n program nie, al program wat daar is om aan God lof en eer en aanbidding te bring, want hy alleen is dit waardig. Hy alleen kom dit toe. Ek wil vir ons lees 'n paar skrifte. Ek gaan nie met u baie praat nie, ek gaan vir u lees vanmôre. Uit die woord van God, die hoogste gesag. As jy wil weet waar lofprysing ontstaan, dit eers in die hemele. Lucifer was in beheer van lofprysing en aanbidding gewees. Sy liggaam was 'n instrument. Verskillende instrumente was in sy liggaam gewees. Tot die hoogmoed en die afguns hom gevat het en hy's uit soos 'n bliksemstraal uit die hemel uit weggegooi. En baie geslagte daarna, vanaf hy uit die hemel uit gewerp is. Ek reken dit om en by 50 geslagte na dit. Het Kain vir Abel doodgeslaan. En Kain het met God 'n gesprek gehad en hy is uit die land uit en die Here sê vir hom, gaan heen en hulle wat jou wreek, ek sal hulle 7 maal wreek. En so het die gesaak aangegaan en hy het vir hom 2 vrouens gevat. En ek wil vir u net hierdie gedeelte lees. Wat vanmôre vir ons ter sake is hierso. En Lamech het vir hom 2 vroue geneem. Die naam van die eerste was Ada en die naam van die tweede was Sila. En Ada het Jabel gebaar. Hy was die vader van die tentbewoners en die veeboere. Met ander woorde, hy was die Bybelse cowboy gewees. Hy het met vee geboer en getrek en die toue gegooi en hy het vleis gemaak. So hy was Karan beef in daai tyd. Was sy saak gewees. En die naam van sy broer was Jibal. In Engels sê hulle Jubal. Gaan nou hoor wat het hy gedoen. En dis die enigste keer wat sy naam genoem word in die woord van die Here is nou hier in Genesis 4. En die naam van sy broer was Jibal. Hy was die vader. Uri, hulle gaan hierdie geniet. Hy was die vader van almal wat op siters en fluitte gespeel het. Maar ander woorde, nadat Lucifer uit die hemel uitgeban is en sy demone en almal saam met hom in die pot van vuur gewerp is en weggejaag is,
was daar nie aanbidding gewees nie, daar was nie op die aarde aanbidding nie, daar was nie instrumente op aarde gewees nie, daar was niks gewees nie, en die aarde, dit is net voor Noag en die ark, hierdie aangeleentheid, en die aarde was boos. En in hierdie bose tyd, stuur God 'n seun wat gebore moet word, met die naam van Jubal. En sy werk uit 3 broers, ek gaan nou vir u lees wat het die ander broer gedoen. Hy was 'n ystersmid. Hy het allerlei dinge met koperplate en ysters en goed gemaak. Nou as jy nou sy pa was, kan ek nou net vanmôre by myself dink. Die pa het by homself gewonder, nou wat maak hierdie instrumentspelertjie? Die een boer met vleis, die ander een bou goed en maak gereedskap en ons kan ploeg met dit wat hy maak en hierdie albei van hulle het iets wonderliks wat God gegee het, maar hierdie instrumentspelertjie is so 'n kunstige ene. Waar pas hy in? Waar gaan hy inpas? Maar God het 'n plan gehad. God het 'n plan gehad, wil vanmôre vir jou sê wat in die banke sit, wat sê, Here, wat is my doel? Waar pas ek in? Ek kan nie bid soos ander nie, ek kan nie sing soos ander nie, ek kan nie dromme speel nie, en op die platform geklim, en die Here het hom gesalf, en die dromme het gekom. Hoor hoe speel hy vanoggend, prys die Here vir julle orkes wat julle het. Gesalfdes van die Here. Of jy vanmôre sê, dit help niks, hulle kan net die instrumente speel, maar hulle ore kan nie hoor wat die Gees van God vir hulle sê nie. Dis 'n gawe in homself. Mag die Here julle verder met dit ook seën. Maar hierdie kunstenaar is gebore en hy het instrumente gemaak. En van sy geboorte af het lofprysing weer op die aarde ontstaan. Want hy het die instrumente gemaak waarmee hulle honderde jare later, die psalms sou nie gewees het as dit nie was vir Jubal se geboorte nie. Koning Hosea sou nie daar kon gestaan het, ek gaan nou vir ons daai skrifgedeelte lees, sou nie kon gestaan het en gesê het, maar die Midianiete het teen hom opgetrek, en wat gaan hy nou maak, en hy wil oorlog voer, en die Gees van die Here kom oor die profeet en sê, nee, julle gaan niks doen nie, julle gaan optrek, gaan nou vir ons dit lees, wil dit nie vooruit gaan nie, dis baie belangrik dat ons dit hoor, daai gedeelte, want ons wil die geveg veg. Ons wil die geveg veg met woorde, ons wil die oorlog veg, omdat ons dink ons is spesiaal, en jy wil stry, en jy wil beklei, en jy wil lenings gaan maak, want die debietorders op, en jy wil sielkundiges gaan sien, en jy wil allerhande dinge aanpak, want jy dink jy het die oplossing. Nou moet jy dalk net vir jou vra, waarom bly ek so sukkel? Waarom bly my planne val? Is dit nie so nie, brother? Toe jy sê, Here, let go and let God have his wonderful way, toe kom hy en hy lig jou op. Ek is getuie voor dit dat ons baie planne probeer maak. Baie planne, baie dinge probeer bedink, en hier, links en daar, regs, en in ons eie huis, het ek gesien dat die dag toe God ons op 'n plek bring waar ons sê, dis u sin. My huis, my kinders, my huwelik, my finansies, dis u sin. U is nie meer net 'n gas in my huis nie, maar u is die titelhouer van my huis. Dan eers kom jy tot die besef, jy kan niks vir jouself doen nie. Is dit nie wonderlik om te weet, jy is dan in die hande van die Allerhoogste, die groot raadsman, die groot geneesheer, hy wat die 7 sterrestelsels in sy hande hou, hy wat staan en tyd buig voor hom. Tyd buig voor hom. Hy is in besit van jou huis. Is dit nie 'n veilige plek nie, oom Kobus? Om te weet, jy's in God se hande. Maak nie saak wat gebeur nie, al woed die storms ook al hoe, jy is in God se hande. Ek wil myself nie op 'n ander plek kry nie, dink is te gevaarlik. Gaan vir ons gou hier saam lees. Uit 2 Kronieke 20. Nou het hulle die koning gaan sê, hierdie ander heidene het teen Israel en Juda opgetrek, en hulle is geomring. Die Engelsman sê, they were under siege. Alle inkom en alle uitgaande verkeer is afgeblok gewees. En hulle kom by die koning en sê vir hom, hierdie land het teen hulle opgetrek. Maar hierdie koning het iets geweet. Koning Josafat het geweet, dat hy nie die antwoord hiervoor het nie. Want die Moabiete en die Ammoniete was meer as die volk Juda. Hulle was groter.
Hulle was meer. En hierdie koning het geweet, al uitweg wat hy het, was hy en die volk moet God raadpleeg. Nie die sielkundige nie, nie die finansiële raadgewer nie, nie die antidepressante pille nie, nie die vape nie, nie die sigarette nie, nie die drank nie, nie die pornografie nie, niks van daai gaan hier help nie. Maar om God self te raadpleeg, die woord van die Here sê, en die volk het 'n dag in vasting gegaan, en in afsondering, en hulle het sy troonsale genader. Hier sê hy, en die hele Juda het voor die Here gestaan, ook hulle kinders, hulle vroue en hulle seuns. Maar hoor nou wat gebeur hier, is belangrik. Is belangrik, jy wat met depressie sit, jy wat voor 'n stopstraat gekom het, 'n doodloopstraat, en jy weet nie of jy links of jy regs nie, die dag van môre hou nie vir jou enige antwoorde in die behalwe 'n knoppie op jou maag en slapelose nagte. Hierdie skrif is vir jou. Toe kom die Gees van die Here in die midde van die vergadering. Waarom is dit so belangrik dat ons nie die Gees van God uit die kerk uit kan skuif nie? Nie die program moet God se Gees uitskuif nie, Uri, Zolde, nie 'n liedjie lys nie, niks moet God se Gees belemmer of verhinder nie, want wanneer God se Gees by die agterdeur uit is die oplossings verby. Want hy is die oplossing. Hy breek bande, hy breek kettinge, hy breek verslawing, hy genees huwelike, hy laat kankers uitval, nie die mense woord nie, maar die salwende krag van die Heilige Gees. Dis die krag van God en Jesus wat die verandering bring, nie die mense woord nie. Toe kom die Gees van die Here in die midde van die vergadering op Jahasiel, die seun van Sagaria, die seun van Benaja, die seun van Jeel, die seun van Matanja, die Lewiet uit die kinders van Asaf. En hy het gesê, luister almal wat uit Juda is. Ek wil vanmôre sê, luister almal wat uit Hartenbos, Mosselbaai, Dannebaai, Grootbrak, Kleinbrak is. Luister vanmôre die woord van God. Luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en u koning Josafat. So sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik nie, vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie. Hoor jy vanmôre een wat daar agter sit wat sê, Here, ek sit maar net hier, maar ek weet nie wat môre gaan gebeur nie. Dis nie jou saak nie, dis God se saak. Dis nie in jou hande nie, dis in God se hande. Hy het die antwoord, hy het die oplossing. Hy het sy bloed gestort, die volmaakte offer gebring. Waarom sal jy jou kwel? Waarom sal jy jou bekommer? Ek vra my vrou so 'n hele tydjie terug, as ons so ge-worry het oor maandeinde, toe jy vir 'n salaris gewerk het, Ourig, was maandeinde ver. Het gewonder wanneer kom hy nader. Maar toe jy die salarisse beginne betaal, kom maandeinde so vinnig soos 'n week. En dan kyk jy jou bankbalans en jou maag draai en jy sê, o, Here, wat gaan ons nou maak? Nou my vrou lê daar by die huis, dan lê ons op die bed en dis 'n geneel en dis 'n bekommernis oor die rekening en oor al hierdie goed wat normaal is, en ek self is maar in 'n benoudheid, maar ek wys dit nie regtig nie, ek bly maar net stil. En die volgende môre ek vra vir haar, ek sê, kyk gou daar op die selfoon. Het die bekommernis iets laat inkom? Sy kyk, sy sê nee. Ek sê, so kom ons hou op worry. Dis die Here se worry. Hoekom kan ek sê dis die Here se worry? My beleggings, ons beleggings as 'n huis, is by die regte finansiële adviseur ingesit. Halleluja. Nie by Sanlam, Santam en Old Mutual en die effektebeurs en die S&P 500 nie, nee. Ons beleggings is by Christus Jesus, in die skatkis van alle ewigheid. Hy wat lewe, hy wat triomfeer, hy wat Satans mag verslaan, hy wat die sleutels van die doderyk afgeneem het. Ons beleggings is veilig by hom. Daarom kon ek toe Telephone to Glory optel en sê, Here, ons is in 'n benoudheid. Wat sê die woord van die Here? Hy sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid. Hy sê, ek sal. Hoor wat ek vir julle sê, dis 'n waarborg. Jy gaan nie daai waarborg by enige van hierdie Chinese importkarre kry nie. Hierdie woord van God is die waarborg bo alle waarborge. Hy sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid en ek sal
jou uithelp. Ek sal jou red. Ek sal die debietorders laat deurgaan as jy jou finansies reg hanteer en as jou beleggings op die regte plek is. Ek sal jou genees as jou geloof in my is. Ek sal jou huwelik herstel as jy jou knieë buig en oproep en sê, Here, ek man, ek vrou het voor U gesondig, vergewe my en nader aan mekaar kruip en sê, ons het God nodig. Hy sal jou huwelik herstel. Hy sal die verhouding tussen jou en jou kinders herstel. Ouma en oupa, hy sal die verhouding tussen jou en jou kleinkinders herstel. Dis 'n waarborg wat jy het wanneer jy hom aanroep in benoudheid. Hy sal jou uithelp. Maar die tweede gedeelte is die een waar ek dink ons baie tekort skiet. Maar jy moet my eer. Ons moet dankie sê wanneer hy gehelp het. Hy gaan help, dis 'n gegewe. Die woord van God lieg nie. God is nie 'n leienaar nie. Die woord van God is God. In die begin was die woord was God, die woord was by God, dis God hierdie. Sy stem wat praat. Ek sal jou uithelp. Julle hoef daarby nie te veg nie. Staan gereed. Of laat ek hier begin. Trek môre af teen hulle. Kyk, hulle kom op met die hoogte Asis. En julle sal hulle aantref aan die kant van die dal voor die woestyn, Jereel. God sê vir hierdie volk van hom, gaan soontoe, daar en daar en daar sal julle die vyand aantref. Maar voor dit het hy vir hulle gesê, julle gaan nie die geveg veg nie. Maar ons moet die geloofstap gee. Ons moet uittrek teen die vyand onder die krag van die Heilige Gees. Ons moet opstaan. Hier buitekant staan daar, God sê nie niks nie. Hy sê net 'n poging. Julle hoef daarby nie te veg nie. Staan gereed. Bly staan. Hoor wat sê die woord van die Here vir hulle. God praat vanmôre met jou wat jou Goliat in die oë kyk en jou klippies kry jy nie in die hande nie. Hy staan vanmôre, jy staan voor Goliat en jy weet nie hoe jy hierdie reus in jou lewe gaan verslaan nie. Jy weet nie hoe jy hierdie reus in jou eksamens gaan verslaan nie. Maar so sê die Here vanmôre, julle hoef daarby nie te veg nie, maar staan gereed. Bly staan en aanskou die redding van die Here by julle. Prys God se heilige naam. Juda en Jerusalem, vrees nie en wees nie verskrik nie. Trek môre teen hulle uit en die Here sal met julle wees. Jy kan nie op jou ashoop bly sit nie. Jy kan nie in jou afsaksels bly sit nie. Jy kan nie jou wonde lek nie. Jy kan nie die hele tissue box uittreer nie. Jy moet uittrek teen die vyand met God se krag agter jou. Jy moet aan die beweeg kom. Iemand wat bly sit gaan dood. Jy moet aan die beweeg kom. Jy moet bid. Jy moet sy naam groot maak. Jy moet hom loof. Dis waarom jy gebore is en geskape is. Dis al doel waarvoor hy ons gemaak het, was om hom te eer en om te loof en om te aanbid. Toe buig Josafat hom met die aangesig na die aarde toe. En die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het voor die aangesig van die Here neergeval om die Here te aanbid. Halleluja! In die gesig van die vyand, in die teorieë van oorlog, gaan die volk en hulle buig hulle knieë en hulle begin God aanbid. Dit is tyd om hom te aanbid in jou siekte. Dit is tyd om hom te aanbid in jou armoede. Dit is tyd om hom te aanbid in jou depressie. Dit is tyd om hom te aanbid binne in die debietorders wat lyk of hulle gaan hop. Dit is tyd om hom te aanbid met die kar se bande wat klaar is en met hierdie retrenchments wat op pad is. Dit is tyd om hom te aanbid. Dit is tyd om hom te aanbid met die hoë brandstofpryse. Dit is tyd om hom te aanbid in die midde van die oorlog. Dis tyd om die stilte uit jou mond uit te haal en God se lof en God se prys weer in jou mond en in jou binneste te kry. Wonder jy waarom die kanker jou oorval? Want jou mond het stil geraak om God se naam te verhef. Wil jy die suikersiekte moet uit jou liggaam uit pad gee? Begin sy naam loof, begin sy naam prys. Wil jy die artritis moet van jou vingers en jou bene af pad gee? Kom los en begin sy naam loof en prys. Moenie voor die vyand buig nie, maar buig voor God die Almagtige, want hy is in beheer, hy triomfeer. Lank genoeg het God se kinders soos puppets in die hande van die wêreld rondgeloop.
Jy is nie die vyand se vloermaatjie nie. Jy's 'n bloedgewaste koningskind wat die roepstem van God in jou oor gehoor het op 'n tyd en die vyand het dit kom stil maak en hoe jou mond stil geraak het, het jou gehoor in die gees ook al swakker geword. Maar dis vanmôre wat God sy kinders roep tot aanbidding. Dis vanmôre wat God sy kinders roep tot oorwinning. In aanbidding lê die oorwinning. In lofprysing lê die uitkomste. In aanbidding wanneer jy jou knieë buig en vas voor sy aangesig, breek hy alle bande en alle kettinge. En hy werp die vestings van die vyand neer. Kyk wat het hier gebeur. God se volk moes uittrek. Maar voor hulle uitgetrek het hulle eers gebuig voor die koning van alle konings. En hulle het sy wil gesoek, en hulle het sy aangesig gesoek, en hulle het gesê, Here, wat moet ons maak? Hulle het nie net self die wille weste ingehardloop en besluit, wat gaan hulle maak nie. Hulle het God se aangesig gesoek. Wanneer laas het jy jou probleme voor God se aangesig gebring en gesê, Here, niemand het vir my raad nie, wat is u raad vanmôre vir my? Here, niemand het vir my oplossings nie, en ek kan vir jou vandag sê, niemand gaan vir jou oplossings hê nie. Hy is 'n jaloerse God, hy is jou oplossing. Hy wil nie gedeel word nie, sy eer mag nie gedeel word nie, sy lof mag nie gedeel word nie. Hy is God, hy's ja, hy's amen. Ek wil u vanmôre bemoedig. Ons gaan nou weer daai liedjie sing, maar ek wil u vanmôre bemoedig. Skep moed, o dapper held van God. Skep moed, buig jou knieë, roep sy naam aan in die dag van jou benoudheid. Hy gaan jou red, hy gaan jou huis red, hy gaan jou huwelik red, hy gaan jou finansies red, hy gaan jou bevordering veroorsaak, hy gaan jou genesing wees. Hy is al uitweg wat ons het. Moenie na die wêreld en sy trawante vir jou 'n ander storie vertel nie. Die sterre lees, jy sit vanmôre hier. Here, jy sit vanmôre hier en vir maande soek jy jou antwoorde in die sterre. In die huisgenoot lees jy. En jy soek 'n antwoord in die sterre. God sê jou vanmôre, jy gaan nie jou antwoord in die sterre kry nie. Al hef ek my oë op na die hemele en die berge, waar sal ek my hulp vandaan kry? By God alleen. By God alleen sal ek my hulp vandaan kry, nie uit die sterre lees uit nie, nie uit hierdie sake uit nie, nie uit glasie en hierdie kaarte by die fortuinvertellers nie. Dis uit die put van die hel uit. God se kinders gaan antwoorde soek by daai plekke. Dis tyd dat jy jou knieë buig en jou antwoorde weer by God kry, pa. Jou huis gaan nie aan die gang kom nie, jou huwelik gaan nie genees word nie, jou gaan finansiële sake sal nie herstel as jy dit nie by God se voete los nie. Dit sal nie. Jy sal roep en daar sal nie vir jou antwoord wees nie, want jy kan nie God en Mammon saam dien nie. My aanbeveling aan jou vanmôre is, my pleit by jou vanmôre is, los jou benoudhede by die voete van Jesus. Los jou finansiële probleme by die voete van Jesus. Hy is die antwoord. Hy is al antwoord wat saak maak. Hy is al een wat jou kan red. Hy is al een wat die bande van jou huisgesin kan herstel. Moenie verder stil wees nie. Begin 'n verwarring veroorsaak in die kamp van die vyand. Die woord van die Here sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en owerhede en vestings in die lug. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? Hou jouself heeltyd met die duisternis besig? Nee, maar moet ook nie onder 'n kalkoen uitgebroei wees en dom as strand wees nie. Dis 'n werklikheid dat ons stryd teen die duisternis is. Maar dit is ook 'n werklikheid dat die woord van die Here sê, hy het ons die mag en die krag gegee om die vyand op sy kop te trap en oor hom te heers en hom te oorwin. Maar jy sal die vyand nie kan identifiseer as jy nie jou knie buig en die God van alle gode aanbid nie. Jy sal die vyand nie kan teëstaan sonder gebed en sonder vasting nie. Jy sal die vyand nie kan identifiseer in jou huis en in jou huwelik sonder dat God die middelpunt van alles is nie. If it weren't for the lighthouse, where would I been? As dit nie was vir die lighuis van Christus nie, waar was ons gewees? Jy sou nie vanmôre 'n afspraak met die koning van alle konings kon bywoon nie, as dit nie was vir sy lig, vir sy krag en vir sy stem in jou ore nie. Al het daai stemmetjie vaag geraak, al het daai stemmetjie begin half stil raak weens die sonde wat die oorhand begin kry het. Weet jy wat maak die stem van die Heilige Gees swak in jou oor? Die liefde vir die wêreld.
Die liefde vir die tydelike. Die liefde vir dit wat nie godsverheerlikend is nie. Die liefde vir dit wat nie hemels raad is nie. Dit maak dat die stem van die Heilige Gees stil raak in jou ore. Ons mag nie aan God se eer vat nie. Ons mag nie aan God se lof vat nie. Hy is 'n jaloerse God, dit behoort aan hom en aan hom alleen. Halleluja, ja, is nou nie my kerk nie, maar ek sê soos die Here vanmôre sê, as ek dit nie sê nie, en hy vat my gawes weg, ek kan eerder na die tyd vir u kom om verskoning vra as dit 'n bietjie seer was. Daar's nie fout nie. Ons sê jammer. Psalm 150, hoor wat sê die woord van God, as dit nie vir jubel was nie, het ons nie nou Psalm 150 gelees, soos wat ons hom lees nie. Halleluja, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterk uitspansel, loof hom oor sy magtige dade. Loof hom na die volheid van sy grootheid. Wanneer laas het jy God geloof na die volheid van sy grootheid? Wanneer laas het jy God se volheid en grootheid oor jou probleme uitgespreek en gesê, my God is groter as my probleme, my God is groter as my siekte, my God is groter as al my laste wat ek dra. Hy is a mighty God, halleluja. Loof hom met basuingeklank, loof hom met harp en siter, loof hom met tamboerijn en koordans, loof hom met snare, spel en fluit. Loof hom met helder simbale. Jongman, hoor jy? Woord van God gee jou die reg om daar die dromme te speel, na jou wilhartsbegeerte, obviously binne in tyd, maar na jou wilhartsbegeerte. Moenie laat die dromme stil raak nie, Isolde, moenie laat die snare stil raak nie. Speel tot eer van God, speel tot verheerliking van God, want in die musiek breek bande. Laat alles wat asem het. Dis 'n opdrag uit die woord van God. Dis nie 'n aanraaisel nie. Dis nie 'n voorstel nie. Dis 'n opdrag uit die woord van God. Hy sê nie, ek stel voor, jy doen dit of dat nie. Hy sê, laat alles wat asem het, die Here loof. Halleluja. Die orkes gaan vorentoe kom asseblief. Ek maak vanmôre aan u 'n voorstel. En ek doen dit omdat ek self beleef het hoe God se genade werk. Jou adres, jou paycheck se balans, jou bankbalans, jou kar se model, jou wat ook al jou saak is, jou haarstyl, jou klere smaak, jou naam, jou van, jou geslag, waaruit jy kom. Jy sit vanmôre hier en jy dink, Here, maar hoe kan ek hierdie lewe van sukses aanvat? Maar kyk die huis waar ek kom, kyk die geslag waaruit ek kom. My huis is gebroken, ek weet nie wie's my ma of my pa nie. Ek weet nie wat hierdie sake is. My ma se alkoholis, my pa se dwelmverslaafde. Hoe sal ek hierby uitkom? Die woord van die Here sê, hy ruk jou daar uit soos 'n brandhout uit 'n vuur uit. Hier staan ek vanmôre getuienis, dwelmverslaaf, drankverslaaf, teruggevalle toestand in die hole van Kaapstad rondgekruip. Maar vandag staan ons hier deur die genade van die Here alleen, bloed gewas, rein gewas. Ek kom ook uit 'n krommende verdraaide geslag uit. Ek kom ook uit 'n huis uit waar niks perfek was nie, maar God steur hom nie aan dit nie. Hy kyk na jou potensiaal. Hy sien jou nie wie jy nou is nie. Hy sien jou hoe hy jou gaan maak wanneer hy na jou kyk. Halleluja. Dis hoe hy jou sien. Dit is hoe hy jou sien. Skep vanmôre moed, God is op die troon. Hy is in beheer. Maak jou roeping vas in hom opnuut. Maak jou roeping vas op God. Jy moet 'n belydenis doen. Ons gaan vanmôre, wat gaan julle weer sing? Holy. Net soos julle gaan, maar ek wil eers net iets vir ons lees. Wil jy vanmôre iets sê? Deur die krag van God in Jesus. Hy is jou antwoord. Aanbidding is jou oplossing. Lofprysing is jou genesing. Die Heilige Gees is jou rigtingwyser. Hy is jou vertrooster. Hy leer jou na alle reg, na alle waarheid. Moet daardie, ek wil gou vir jou leer, jy vra maar pastoor, wat is die Heilige Gees se stem? Onthou jy toe ons jonk was en ons daai pastore met die John Drake so sien sit en hulle sê die Heilige Gees, dan wonder jy, maar hoe gaan ek dit hoor eendag? Ek gaan gou vir jou sê, daai sagte stem wat vir jou sê om die regte ding te doen.
Dis die Heilige Gees. Harde man, daai gevoel wat jy kry en jou trane begin so loop en jy wil dit sluk en jy kan dit nie sluk nie. Dis die salwing van die Heilige Gees. Vrou, as jy so loop en ietsie sê vir jou, moenie hier ingaan nie. En jy luister en jy dink terug en jy hoor, maar daar het iets gebeur. As ek ingegaan het en as ek gery het, of as ek nie geluister het vir daai stemmetjie nie. Jy sê, as ek nie vir daai stemmetjie geluister het nie, dis die soete stem van God se Gees. Ons moet ons daarin beoefen. Van jongs af na oud toe, moet ons daarin beoefen om die stem van die Heilige Gees weer ordentlik te hoor. Altyd bid en sê, Here, besny my ore opnuut weer vir die stem van die Heilige Gees. Julle moet vir hierdie orkes bid. Julle moet hulle opdra aan God, want die woord van die Here sê, God woon in die lofsange van sy volk. Dis waar die salwing ontstaan en van hier af vloei dit vorentoe. Bid dat hulle ore altyd besny is vir die stem van die Heilige Gees. Want so gou soos nou, dan word ons net 'n klinkende simbaal. En wat beteken alles? Niks. Vreeslik sal dit wees om 'n kerk te hê sonder die salwende krag van God se Gees. Dit sal 'n dooie affære wees. Jy kan so saggies speel terwyl ek hier lees. Ek wil gou vir jou lees wie's God. Openbaring 4. Mense hou nie van Openbaring nie, dit maak hulle bang. Jy moenie bang wees vir Openbaring nie. Dis die naaste plan, oplossing wat jy kan kry nou, in die tyd waarin ons lewe, om Openbaring te lees en jouself daarin te verlustig. Na hierdie dinge, het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen. En ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Hoor wat sê die woord van die Here weer. En dadelik was ek in die Gees. En kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een wat op die troon sit. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos smarag. As jy nie weet nie, hier is die beskrywing van die allerheiligste troonsale van God, hy wat daar sit. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere. Halleluja! En hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand, en voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter, en die eerste lewende wese was soos 'n leeu. En die tweede lewende wese was soos 'n kalf. En die derde lewende wese het die gesig gehad soos 'n mens. En die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad. En hulle was rondom en van binne vol oë. En hoor wat sê hy, hoor wat sê die woord nou. Hierdie is die interessante deel. Hier is die interessante deel. Wat het hulle gedoen? En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Woe, halleluja! Kom ons staan op ons voete en ons gee hom eer. Halleluja, vergeet van die een langs jou, vergeet van die een agter jou, dis tyd om God te loof, dis tyd om God te aanbid, halleluja. Stil bly was nog nooit die antwoord nie, skaam wees was nog nooit die antwoord nie. Halleluja. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en hulle werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here,
om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Kom ons gee hom eer. Kom ons gee hom lof vanmôre. Hy is God, halleluja. Hy regeer, hy is in beheer, halleluja. Prys die Here. Sing saam. Jesus, Jesus, vanmôre staan jy, kan ek maar aangaan. Vanmôre staan jy hier. Ek het vir jou nie die antwoord nie, maar God is die antwoord. Hy regeer, hy is almagtig. Dis tyd om te besef hoe almagtig jou God is. Dis tyd om te besef hoe groot hy is. Geen probleem, geen verslawing, niks wat jy het kan hom bied nie. Hy is God. Hy is God, hy is die leeu van Juda stam. Brul, Here Jesus, brul, halleluja. Dis tyd om te weet, die almagtige van hemel en aarde. Hoor wat sê die woord van die Here, tyd buig voor hom. Tyd staan stil wanneer hy so sê. Wat is jou saak dan? Wat is jou behoefte? Jou bekommernis is niks voor God nie. Maar die vyand het dit vir jou kom vertel, dat jou God is kleiner as jou probleem. Hy's 'n leenaar. Hy's die vader van alle leuns. Hou op om na sy leuns te luister. Hou op om na sy valse leringe te luister. Hy is God, hy triomfeer oor elke vyandsmag vanmôre. Vat die oorwinning. Pa, vat die oorwinning vir jou huis. Ma, vat die oorwinning vir jou kinders. Ouma, vat die oorwinning vir jou kleinkinders. Halleluja, jy worry so oor jou pensioen. Die Here sê vir my, deur die jare heen het jy jou offergawes en jou tiendes getrou gebring. Moet jy nie bekommerd wees nie, my kind. Ek sal jou brood en water sal gewis wees. Woe, halleluja. Ei, la salabasenda la galanda. Maak jou oop vanmôre vir die salwing van die Heilige Gees. Moenie laat jou sonde 'n skeidsmuur wees nie. Hy breek daar die bande. Hy was daar die sonde weg. Die woord van die Here sê, al was jou sonde dan so skarlaken, dan was hy dit witter dan die sneeu. Prys sy naam. Sorry, Isolde. Halleluja. Halleluja, jy staan vanmôre in hierdie bank en jy sê, maar ek het nog nie deur hierdie proses of hierdie proses gegaan nie, ek is nog nie gedoop nie, ek het nog nie saam daai en gebid nie, ek het nog nie dat nie, ek het vir jou vanmôre goeie nuus, die man aan die kruis het ook nie tyd gehad nie. Hy het nie tyd gehad vir geen voorstelling, geen doop, geen niks nie, ek sê nie, daar is fout met een van daai goed nie, ons moet dit doen, dis waardevol, dis heilig, dis kosbaar. Maar jy wat vanmôre hier in hierdie banke sit en sê, maar ek het nog nie, God het al. Hy het alles. Die man aan die kruis het gehang, hy het nie tyd gehad vir met iemand praat of vir berading of vir niks nie. Daar was nie tyd vir niks nie. Op daardie stadium was Jesus se liggaam so gekruis, God die Vader het sy aangesig van hom af weggedraai. En hy roep uit en hy sê, waarom het U my verlaat, Here? In daardie oomblik, toe draai die man op die kruis en hy sê, dink aan my. Dink aan my. Hy het net erken dat hy's Christus. Hy het net erken dat hy's die redder. Hy het net erken dat hy's die verlosser met 'n woord. Jy wat in hierdie banke staan vanmôre, hier is wat jy moet doen. Terwyl hulle nou gaan sing, ek gaan nou stil bly. Dis moeilik as die ketel so kook, prys die Here. Gaan nou stil bly, maar terwyl jy hier staan en hulle gaan sing, en jy het hierdie begeerte in jou binneste, jy het hierdie benoudheid wat roep, dis God wat druk, dis die Heilige Gees wat sê, ek wil met jou ontmoet, ek wil weer in jou huis inkom, ek wil weer in jou finansies inkom, ek wil weer koning oor jou huis wees. Dis die salwende krag van die Heilige Gees. Terwyl jy hier staan, die man aan die kruis het net gesê, dink aan my. En Jesus sê vir hom, heden in hierdie dag, sal jy saam met my in die paradys wees. Dit is so maklik soos erken. Dit is so maklik soos vanmôre jou kop buig, pa, terwyl ons hierdie lied gaan sing, jou kop buig en sê, I need thee. Maar dit is so maklik soos jou kop buig en sê, ek is niks sonder U nie, ek gee my kinders opnuut in U hande. Here, ek gee my finansies opnuut in U hande. Ek gee my gebedslewe opnuut in U hande. Vader, opnuut draai ek my aangesig terug na U. Dis al, daar's nie 'n proses nie. Die proses is reeds gedoen, hy's gekruisig, hy het opgestaan, die graf is leeg, die doeke lê. Die proses is volbring.
Jy moet net vanmôre erken. Jy moet net vanmôre sê, Here, ek het genoeg gehad. Vat U my swakke hand in U sterke hand. Kom ons sing saam.